Skalla? Wat sê jy, Lawa? Dis somer. Skalla is kaalvoet in die water. Kaalvoet tuisie. Winter was verskriklik lank. Ons is terug hier op by Leeuplaas. Ons het 'n paar vriende saamgebring. Skalla het al die eerste vis. Dis 5 minute oor 7. Ek dink hy het om 7 uur gegooi. 5 oor 7 het hy by in die somer. Kyk, ons het 'n mond vol om te sê. Dis ons het lanklaas 'n DVD gedoen. Jo. Kyk, ons moet daar net vir ons verdediging sê, ons kameraman het sy been gebreek, so daar was regtig 'n wettige en 'n regverdige rede hoekom ons geskiet het. Ja. Maar Peer is weer terug. Ons is baie bly, Peer. Baie dankie. Kom ons kyk of ons 'n paar visse kan uithou hier. Ja, interessante plek, Leeuplaas. Dis altyd 'n uitdaging om hier te hengel, jy weet, Valdam. Daar's altyd visse in Valdam, maar hy kan verskriklik moeilik wees. Ek gaan verseker 'n baberstok gooi. Ek gaan julle wys bietjie om 'n baberstok te gooi. Mense by die huis, ons het gesê ons gaan waai. Julle is net te veel om te noem. Ek sê altyd vir julle verskriklik dankie vir ondersteuning wat julle vir ek en Skaal gee. So vir julle daar by die huis, waai vir my terug. Dankie. Ons is hier ons by Leeuplaas. Ons het 'n paar interessante produkte wat ons weer vir julle wil wys en weet julle wat, dis hierdie is die tyd van die seisoen wat ons begin en ons sien uit na hierdie seisoen soos geen ander seisoen nie. Geen ander seisoen nie. So, ons is hier. Lou, sterkte vir die dag. Ons wys vir die mense wat doen ons. Daar's 'n klassiek wat opkom. Ons oefen bietjie daarvoor so. Kom ons kyk of ons iets kan uitlewer. Kraai is hierso van Potch Hengel, Barend Breed en Andre is hierso, so ons het 'n paar goeie hengels. Janie Steytler is saam met ons, so hier's 'n klomp breins wat bymekaar gaan kom en daar's so 'n verrassingkie aan die einde dalk. Aan die einde dalk. So, kom ek skep gou die mannetjie. Andre, ons 'n bietjie sandtyle as jy bring vir daai net in jou vel. Nee, dan wil hy nog my vis afskep. Mooi man, kyk nou daai koppie kwart. Hy gaan geel dan tenminste goed vat. Oh yeah. Ons kan nie gaan nog. Eerste vis vir die seisoen. Wat is dit? Ek wil nie net gaan drop. Right, definitief nie die grootste vis in die dam nie. Wat ek gedoen het, ek het onder 'n gewone banjo fluitie en 'n DG en bo net 'n DG uit die banjo fluitie opgetel. Ons kyk maar altyd eers wat doen hulle, wat eet hulle fluities of DG's maar op hierdie stadium. Kom ons try maar weer die fluit. Ons gooi hom weer, ek het so op 110 gegooi. Gaan hom weer teruggooi daar, kom ons sit hom terug dat hy kan groot word. Alright, ons strategie natuurlik vir die dag is afstand. Want enige plek het maar highways. Nou wat ek daarmee bedoel is visies eet op 'n sekere afstand. So ons begin verskillende afstande. Lou hy begin op 80 en dan eenetjie natuurlik baie verder. Ek begin omtrent dieselfde 110 en 80 om te kyk waar is die visies. Die ding is met Leeuplaas is hy is baie puntinerig as dit kom daarby. Ons gaan verskillende vis probeer teiken. Ons gaan probeer om babers te vang, deur koppe te gooi en reismure en daai goed. En dan natuurlik karpies en maddies. So die dag is nog jonk, maar ons sal julle deur die dag ons julle invul wat ons doen en op watter afstand van ons wat. Right. Onder sit ek 'n banjo fluitie met 'n klein deegie. Ek het spesifiek vandag besluit om baie fyn te hengel. Want dit was maar my sterkpunt altyd. En ja, nou hulle sê jy moet maar doen wat jou hart vir jou sê. So julle sien ek vat daai en druk hom so half op die bol, daai netjie ook. Sit ek letterlik 'n druppeltjie daarbey op en natuurlik dan net so 'n druppeltjie gat vol. En dis my dips.
Julle sal sien ek hengel met 'n spring in die oggend en die rede vir die spring is daai papvoer. Superkaas het nou 'n reeks springs op die mark. En wat ek agtergekom het wat vir my werk, veral in die oggend, gooi baie papbol. Op 'n afstand hierdie stok het ek ingehak op 115. Ek hou daai papbolle daar, en die wind begin tradisioneel so 10 uur te waai. Dan gaan ek oor na 'n gewone ons link toe 'n 1 of 'n 1.5 om heeltyd op 'n afstand te kan gooi en dan het ek klaar voer daar, sit ek 'n bietjie harder bol en dan gooi ek daar. So die rede vir die spring, veral in die oggend, daai papvoer, jy kan nie daai papvoer met 'n gewig gooi nie. En ek hou van 'n lekker groot bol, baie papvoer want hy lê een keer die oggend. So jy sal sien ek begin vanoggend met die springs en soos die wind waai en die vis begin harder te byt, gaan ek oor na die gewiggies toe. As jy net daai voer, maak daai voer baie sag. Jy sal sien, daar's nog baie water in daai voer. Dan breek daai voer sag. Ek sit seker lekker groot bolle aan in die oggend. Wat 'n tydjie om daai groot bol reg te kry. Lekker groot sagte bol. Julle sal sien, dit vat 'n bietjie werk om die bol te hou. Maar daai spring vat baie druk op die gooi. So dan gooi jy hom nie af nie. Perreby kaptein. Ek dink jy as op die oomblik 'n beter dip as perreby om val dan mee kan ons hom met enigiets gebruik. Dis perreby en FX, perreby Quattro, perreby en Kiana, perreby en Black Magic. Perreby kaptein is vandag my opsie om mee te begin. Gaan begin met deegies. 2 klein deegies. Omdat het nie in die wind is nie, is ek nie regtig gepla oor die floutie op die sandbodem vir nou nie. So sien die bol so sag. As hy nie 100% symmetries om die spring is nie, dan skuif hy so 'n bietjie. Wat ek gedoen het is ek het sommer die supergoed botteltjies gevat en vir my perreby en kaptein ingegooi. Vir die applikasie daarvan, as jy sien wat ek bedoel, dit sit net vir my baie makliker en baie vinniger aan. Julle weet by nou, ek is nie baie skaam vir konsentraat nie. Ek voel in 'n dam. Dit is soos as ek 'n voerbal op 'n rugbyveld gooi, dan hoeveel keer moet daai vis daar rond net om die voerbal te sien, as jy verstaan wat ek probeer sê. Maar met die konsentraat kan ek nou geer in die waterkolom en kry en die vis na my toe kry. So ek is altyd 'n groot voorstander vir baie konsentraat. Maar ek sê proef is in die pudding. Ek moet die ding gooi en 2 visies vanaf vang voor skalk nog een vang. Skalk is vooruit 1. En die res het niks. Alright. Soos ek net te veel gesê het, ek hengel tradisioneel baie fyn. Ek het nou 'n klomp goed gedoen op hierdie oewer al wat almal vir my gesê het, en weet jy wat, identiteit is die belangrikste ding in hengel. Het gaan alles oor jou selfvertroue. En ek het net gesê ek wil net bietjie kom visvang. En my applikasie is baie fyn, baie min dip. En op hierdie stadium werk dit vir my. Ek sê nie dis die alfa en omega nie, maar ek het geloof in dit wat ek doen en dis hoekom ek visvang.
Julle sal sien dat ek my lynmeter op het. Want ek het 'n afstandjie gegooi wat my hart vir my gesê het. En ek het hom daarin, ek het 'n koutjie merkie gemaak op hom. So ek wil net sien waar is ek as ek dalk afbreek dat ek net weer min of meer op daai selfde afstand kom. So ek vir julle gesê ek het 'n merkie gemaak so ek hengel amper oopspoel. Ek is nie gebonde aan 'n haak nie, maar ek kan verder of nader kom, maar ek probeer op daai merkie bly daarso. Okay, die afstandjie wat ek gemeet het is 110. So dis omtrent waar ek gaan kamp. Ek gaan dalk bietjie verder hengel deur die dag as ek voel dis nodig om bietjie verder te hengel. Maar dis waar ek op hierdie stadium hengel. Dam is baie plat, daar's geen wind nie. Dis ook die rede hoekom ek baie fyn hengel. Soos julle kan sien daar, onderste hoekie is weer daai floutie. Maar ek sit 'n baie klein deegie agter hom. En hoekie lekker agter daai beentjie ingehaak. Nie 'n groot vis nie, maar hy sal weeg. Dit lyk vir my elke keer wat die vis op die kant kom, wil hy terugswem. Soos julle sien, daai man was weer op pad uit en die vorige een ook. Maar hy sal nou regkom, hy's net so bietjie gedisoriënteerd. Was hy? Somer, dis babertyd. Ek het 'n oval rocket hierso, 13 voet. En die rede hoekom ek hierdie stok gekies het, kom ek wys julle net daar. Dis hoe my baberstrop lyk. En die rede hoekom die strop so lyk, is om 'n kop aan te sit. Koppie aan te sit en daai koppie by 100 meter te kan gooi. Nou 100 meter klink nie baie nie, maar sodra jy sulke groot asse begin gooi vir die babers en die wind waai, dan begin hy afstand 'n probleem te raak. So ek het die stok gekies want as ek julle gou-gou daai punt kan wys. Draai daai katrol vas. Hy moet vir my dit kan doen. Hy moet daai baber vir my kan moeg maak as ek daai baber aan, want julle weet ek hengel kompetisie. En hoe vinniger ek die baber inkry, so ek wil hom so hard trek as ek kan, dat die stok die werk doen, dat die vis teen die stok kan beklei. En die stok het baie energie om daai groot kop te gooi, so ek gaan gou 'n koppie aansit en hom gooi. Ek hoop ek kan 'n baber vang. Daar sou ons nog twee vriende, soos ek julle vanoggend gesê het, Barend Breed, een van die top ouens in die Promania. Lucky. Andrei, welbekend onder die gaan ons alweer manne, saam met ons vir die dag kom kuier. Barend het 'n paar interessante geure kombinasies wat hy gebruik en Andrei ook. So dis deur die dag hulle gaan vir julle vertel wat se geure. Daar's 'n ander dippie wat uitgekom met stinkvoete wat ek baie van nou en hy doen goed op hierdie oewer. Ja, baie. Ja, veral vir die murries. Ek is hard op soek vir 'n murrie vir die baber, so pluk vir my 'n murrie uit. Ja, sterkte. Dankie Lucky. Wel, ek hengel Sondag Promania hierso, so ek het kom oefen. Ek hengel nou op 80 op my linkerstok en 110 op my regterstok. Ek het stinkvoete aan, ek het al klaar vinnig vanoggend klaar karpie gekry. Nie 'n baie groot karp nie, so ja, ek oefen 'n bietjie hard. Daai stinkvoete kom deur. Ja. Ek kan ongelukkig nou nie Saterdag hengel nie. Hulle hou 'n Gauteng fondsinsameling vir die Gauteng A-span. Ek probeer ons maar 'n gameplan uitwerk vir die Supercars manne wat wel hier gaan wees. Toe het ek besluit om een stok op 95 en my ander stok op 115, juist vir daai geraas, want hulle sê daar's al klaar 60 mense wat kom vir daai Promania. So ja, ons kom visie korter game vandag en ons kappie visies baie nie. So ons werk aan ons gameplan vir die manne wat Saterdag kom. Wel, met my linkerstok wat ek in 80 ingaan, hengel ek die short range. Die short range is ongelooflik lekker. Ek het 80 ongelooflik maklik gekry. Ek het nog baie meer gehad, toe kom my af, want ek het 'n mooi ingeklip. Ek hengel korter afstand, want ek hengel my gameplan wat ek Saterdag wil hengel. Ek weet nie gaan baie mense wees, maar 80 voel ek is nou die presies die merk waar ek wil hengel met my linkerkant stok. My regterstok hengel ek by DC Light. By DC Light hengel ek verder. Ek hengel 110, ek kan gemaklik 130 hengel, maar op 110 glo ek dis waar die vis nou gaan wees hierdie tyd van die jaar. Ons het gesien van die ander vis het so 'n bietjie al begin melkies gooi, so ons weet hulle is vlakker. Ek gaan nou 'n paar bolle gooi vanoggend. Ek worry nie so seer om baie vis vanoggend te kry nie, maar in die middagtyd maak ek op met die vis wat ek nie nou kry nie, want ek gooi baie akkuraat, ek's ingeklip op baie afstande. Dan kry ek daai bol in die gang. Ek kry baie voer in. So ek weet later vanmiddag sal ek 10 teen die vis intrek. So ja. Kijk, Skala raak nou lastig daar agter. Dit is nou al sy derde vis en ek het nou daai byt binne 28 minute gekry.
So dis is nou sy derde visie. Hy laat ons ouens wat regtig weet wat die aangaan sleglik. Op hierdie stadium is my kombinasietjie lekker aan die gang. Hy bly die floutie optel, bly die onderste hoekie optel. Jy weet so, dis alwaarvoor ons kan vra, is 'n byt, dis punte in 'n kompetisie. So ek klaar nie, die stokkies lê so enigiets tussen 20 minute en 'n halfuur voordat hy gaan. So ek gaan maar aanhou om my kolletjie te hengel en hopelik kry ons die groter vis. Ek bly by die baie fyn applikasie. Seker maar ook hoekom ek die kleiner vis vang, soos julle daar kan sien, is regtig 'n finetjie asie. Maar nou ja, terwyl ons buite kry, hoekom nie, ons bly daarby. Maar die rede hoekom ons vir die klein visies gaan, is eenvoudig. Jy weet 150 gram is 'n vis wat tel. So jy weet dit gaan nie oor die noodwendig oor die groot vis nie. As hy weeg, is dit 10 punte per vis, 10 punte per kilo. So as jy 3 van daai visies vang, kom ek sê hulle kom by 1 kilo uit, dan het jy daarom al 10 punte. Maar jy het 30 punte vir die vis wat jy gevang het, so jy staan klaar op 40. Waar jy nou niks vang nie. Jy weet so, kom ons kyk, is madness to the method. Julle kan sien, ek sit net 2 dips op gatvol en perreby en dis waarmee ek vis. Maar julle, hier is nou my tweede vis op die langstok. Hy is net so seker so oor 100. Eers het so 'n uur gelê. Ek sien hierdie is net so oor die 20 minute. Ek hengel hierdie stok. Het ek met die poutjie gehengel. So 'n ding wat ek nogal baie lief is voor vandat hy uitgekom het. Ek het bietjie legend by hom en bietjie gatvol. Ek hengel 2 deegies. Onderste deegie is BMT. Boonste deegie is 'n plein. Ek is nogal oor die algemeen baie lief vir die BMT deegies. So ja, dit voel nie nou baie groot vis nie, maar nogtans is nog 'n vis. Sien, hier is maar die size visies wat oralste uitkom. Maar nietemin, dit sal 'n weegvis wees, soos Skalk nou verduidelik het. Daar's punte. So, daar's nog eenetjie. Dis die grootste vis nie, maar het voel ten minste na 'n beter karp. En ek het hom op my bietjie dieper stok, my 110 gevang. Sal hom vinnig inkry en vir julle 'n bietjie wys hoe lyk hy net. Wel, ek het een van Sensations langer net. Ek verkies die langer paal. Jy het die keuse tussen die korte en die lange. Die lange werk vir my baie beter. Ek hou daarvan om die vis ver te skep, veral met die langer stokke. Die visie wat ek nou gekry het is nie baie groot nie, seker net so oor 1 kilo. Ek het hom al 2 plekke gehak. Dis hoekom hy so sterk gevoel het op hierdie stadium. Dis die tweede visie nou vir die môre. Ek dink dit lyk so my plan gaan werk. Wel, ek het hom in die boonste hoek gevang. Ek het 'n almond
almond deegie gebruik bo en hy het hom nogal baie diep gevat. Die tweede hoekie het ek dink my kombinasie gaan nou uitwerk. Ons gaan nou kyk of ek nog 'n vis kry, dan sal ek julle laat weet of dit mooi werk. En ek het hom met stinkvoete, baie hard stinkvoete gegooi. Hy kom nou baie sterk deur. Ons sal nou sien teen Lou of ek spoed optel of nie. Pa! Glass is permanent, form is temporary of so iets. Perby kaptein wat ek julle gesê het. Regtig baie goeie kombinasie vir my by Leeuplaas. Ek gooi redelik baie perby op. Kaptein boeier dit, net die deegies. Soos Kalla sê, kom die wind. Die somer is hier. Daar sal 'n bietjie beter vis. Katrol goed getrek. Kyk die spring wat ek julle gesê het, daai papvoer kom maklik af. Van hy spring af, 'n bietjie beter vis. En is ander het nou net gesê van die langer hendel. Ons het met die lang hendels gehengel, was baie fantasties. Met die korter hendels is ons net baie vinniger, want met die kompeterend, met die kleiner vis wil ou baie vinniger, jy wil die visie skep en gaan. Met die lang hendel is hy partykeer bietjie in die pad vir ons, so ons verkies hulle. Maar daar is hy, ou vettetjie. Hoe kyk hoe mooi gaan, kyk en hy fyn deegies. Ek het nou nog geen fluitie vanoggend gegooi nie. Perby kaptein op die bol. Ek gaan nou hierdie oukie weer teruggooi op 115, skalk en al 4 visies in daai lyn. En lyk my hulle is daar op die oomblik. Ek gaan aanhou met hierdie korstokkie. Hier is marries en dis baie mooi groot skole marries. En as hulle aan die gang kom, dis jy gaan my moeilik wen as jy op 100 hengel en die marries is besig om op 80 te byt en hulle byt so vinnig. So hou duim vas. Ek hoop hulle kom aan. Die bawerstok is uit. Soos jy daar agter kan sien, is die wind op pad. En die wind bring vis. Dit bring suurstof in die water. Die vis is baie meer aktief. Hulle eet. Ons wag almal net vir daai windjie. Ons weet as hy kom, gaan die visies aankom. Hy is nog aan die wonder of hy wil eet. Sit hom weer neer. En hom nou vat. Kom papa. Kom papi. Speak to me, you toothless man. May your sweet lips never blister. Ek verstaan hierdie dam. Nou sê dit gaan warm word, die vis gaan meer byt. En meer warmer het ons minder by te kry. Alraai, julle sal gesien het nou, ons het 'n bytjie gehad. Die polisieman het net uit die water uitgekom, hy het seker so 10 cm opgelig. Wat ek agterkom, ek weet nie of dit tradisioneel is oor sandborems of dit nou maar net hier is nie. Die vis is baie lief om, jy weet, hy karring maar eintlik met die voerbol en as jy hom dan kap is dit mis so. Ek los hom tot hy behoorlik kom met en ek sit my polisieman in die water laat hy kan sien, jy weet, daai net so 'n bytjie kan ek sien, want as hy so hoog optel dan is hy uit die water uit. En obviously as hy sak dan raak hy weg in die water. So dis die rede hoekom ek polisieman so laag hang. So wees rustig, moenie die gun jump soos die Engelsman sê nie. Wag tot hy behoorlik kom met en hom dan vang. Ek sit nou wag vir 'n bytjie, hoor ek is weg met die weet ek het 'n byt gehad. Rocket, oval, distance, 13 voet, koppie gegooi, babber aan. En dis hoekom ek hierdie stok het, kyk daar. En nou kan ek hierdie babber manhandle en hom trek. Want die babber wil nie kans, jy wil nie met hom fight nie. Jy wil hom op die kant hê, as hy hoekom gesteek het. Hy gaan nou daar na Barend se kant toe. So jy kom met daai net, Skalla.
Broedpunte, papa. Pak die nou weer nie. 100 draadjies in die sak, vir grootste baber vandag. Maar daar gaan nog geprop word. Dit sal nie doen. Barend, welke opsie? Ja, definitief. Waar by die plek is dit altyd. Ek het jou gesê daai hoeke. Hy kyk uit vir daai ding. Dan sy aan. Kalk loop oop. Loop soos konfyt. Hy loop so konfyt. Ek het soos ek gesê, die baber, ek is baie happy met hierdie rocket, want hy gooi daai kop. Dis wat, jy moet net altyd jou opsies ophou. Dis wat ek doen as ek hengel 'n langer leader, so as ek die vis op die leader het, dan hou ek hom. Ek sê dis kalm. Ek groot nie, want ek ben groot. Wat die groot is? Ek weet Wat dan net? Wat bedoel jy? Mooi pella. punte. Daai ding is seker 20 kilos aandry. Lekker lang bawer. Daai rok is ek hier gesê het. Klein viskoppie, hoek teen aan die weight, tram so ver as moontlik kry. Hier's baie punte. As jy die vis in 'n zoon vang, moet ouens paar, ek sê hulle moet ten minste 5 of 6 vis vang om weer by jou te kom. So altyd welkom. Ek gaan try om nog 'n paar te vang. Het julle nou gesien, daai merske baber wat nou gevang het. Ek is nog steeds in die kleuterskool. Besig om die klein visies te vang. En dis die opsies wat ons nou kom soek. Dis nou daai kompetisiebrekers. As hulle daar is, laat die ou hulle kan vang. Ek gaan maar aangaan met my styl. Ons is hier. Weet, dis nou regtig fault finding checklist. Ons gaan in die lys af en kyk wat kry ons en wat kry ons nie en watse afstande hengel ons en watter afstande nie. Maar daai kop het nie lank gelê nie. Hy het seker so 3/4 uur gelê toe gaan hy. Wat die hel is die grasie? Pragtig. Yes. Kyk hierdie grasie. Mensig, maar hy's groot. Heel. Right. Hier is my tienetjie nou. Al wat ek hier gedoen het is, ek het 'n afstandjie gehad en ek het nie 'n bydrae gekry nie. Ek was nie gelukkig nie want ek kon net nie iets daar doen nie en ek het letterlik so 12 tree teruggetree weer ingehak, gegooi. En hier is weer 'n mooi vis. Die ander enetjie was ook 'n beter vis op die 10 voet stok. Is nou ironies. Vang daai klein visies met die 12 en die bietjie groter vis met die 10 voet stok. Maar hoe sê altyd, there's madness in the method. So meer die volgende jaar. Kijk maar, die vis kom nie op pad toe. Het lag net nog op die jaar en hoe laat het nou al 10. Ik zeg, 11 uur of jaar. Hierdie stokkie gee vir jou mooi visjes. Dis ja, dat van daai klein deegies. Nog 'n mooi vis vir skalk. Daai korstokkie. Hy is besig om seer te maak hy stokkie. Hy slaan daai kort houtjies in die onderrib, daai sagmakertjies. Ja, houtjies wat saak maak. Ja, daai houtjies wat saak maak. Want ek sien hulle bly daar onderste hoekie optel. Ja, nee, maat, ek hengel klein fyn deegies, dis al wat ek doen. Dis bytjie Devil's Fork op die bol met 'n bietjie FX en dis dit. Devil's Fork spuit. Ja, net die spuit die vloeistof ene. Ja, daai Devil's Fork is 'n gewilde dip en ons hengel hom bitter min. Ja. Die hele land hengel hom behalwe ek en jy. Okay. En hier gooi hom en hy vang groot visse, so dis Hoe sê hulle? In Net. the land of the Romans, you do what the Romans do. when you don't know me do like the Romans. Daai ene.
Nou sê ek het nog 'n poel soos 'n karpie aan hier. Ek hengel met die oval slipstream. Vir my is dit seker een van die maklikste stokke om te gooi. Hy doen al die werk vir jou. Veral hierdie oval hieronder in die onderste gedeelte. Hy gee jou baie ruggraat, baie krag as jy gooi. Punt is bietjie sagter en soos ek sê, die stok doen al die werk. En ek het hom nou gepaar saam met 'n Avenger. Hierdie is 'n 55 size saam met die 12 voet stok. Soos julle kan sien, hierdie Okuma katrolle het 'n baie goeie lyn lê. So hy is vol tot by die randjie met hierdie 6 pond Pro Series lyn wat ek op het. En ja, is 'n baie nice kombinasie hierdie. En is die vis, kom ons gaan skep hom. Dus ek het hierdie karpie gekry op 'n klein supercast bol en klein floaties. En ek sal maar begin met die plein en dan sal ek speel met die gere tot ek op iets neerkom. Maar vir my, as ek by skoon begin, gaan ek onmiddellik in die vis inkom, dan kan ek begin rondspeel met die dips. Haak 'n vis aan. Haak 'n vis aan. Wat vir my baie interessant is, ek hengel my 10 voet seker nou omtrent op so 90 meter. En ek vang die beter vis daar, die 12 wat ek verder hengel, wat ek seker omtrent 15 meter verder hengel, vang die klein visies. En ja, wel, madness to the method, ek gaan net daar aanhou. Nog steeds net Devil's Fork en FX. Waar die voorgesien draai sy op 60 meter. Kop het vinnig uitgehaal om daar gegooi. Set jou aas waar die vis is. Dis jy kan die beste aas op 'n slegte plek sit of net 'n gemiddelde aas op 'n goeie plek sit in die plek. As op die regte plek is altyd byt, altyd. Stay vir daai muddies. Bullops en kaptein op die bol. 2 deegies, klein bottom stroppie. Gaan hom so 5 meter aan ek aan die voerplekkie gooi. Skalk het my nou 'n triek gewys, Skalk het sy afstand geskuif bietjie verder en hy doen regtig goed met daai kortstokkie. Ek hengel hierdie kortstok nou al vir 3 ure baie hard en kon nog 1 byt op hom kry. Bem vas. Right, soos julle nou kan sien, het die wind begin opkom. Ek is 'n voorstander van die wind. Dit sit maar net suurstof in, maak maar net die vis meer aktief. Hierdie een is nog steeds my 10 voet stokkie. Bietjie langer gelê, omtrent so 'n halfuur en hy het weer gegaan, maar ek het nou regtig vertroue in dit wat ek doen. So ek los hom. Ek gaan nie nooit onnodig sommer net uithaal nie.
Is nie groot karps nie, so tot op 1 kilo omtrent, maar hy bly die horlosietjie draai. Wel, hierdie mooi graskarp nou gevang. Lou weer sy skoene vashou. Ook met stinkvoete, pragtige graskarp wat ek met hierdie klein 10 voet short range gevang. Ongelooflike fight opgesit, ek so 'n bietjie hulp gekreet gehad. So ja, kom sit hom gou terug, gevang ons hom nog 'n dag. As hy aan. Nee, my voerplek kom nou werklik aan. Ek vang nie groot vis nie, maar my tempo gaan nou mooi aan. My 110 byt nou op 'n hy byt elke 11 minute is ek aan. En dan my klein 10 voetertjie is ek aan elke 18 minute. So ja, my voerplek kom nou aan. Vis is aan die loop, kom ons gaan skep hom gou. Elke visie tel. Right, ten spyte van die wind het ek nog steeds by die 12. Ek sê kategories, ek hengel so tussen 110 en 120. Al wat ek probeer doen is ek probeer net my merk aan die oorkant die hele tyd raak gooi. Al gooi 'n bietjie kort, gooi ek nog steeds in my streep. So dis wat vir my belangrik is. Ek is nog steeds net op perde by gatvol, klein deegies en los hom tot hy hom vat. Ek het nog 'n graskarp aan die lyn hier. Redelik maklik om te sien as dit 'n graskarp is. Hulle kom op na die oppervlak toe. Jy moet net oppas as hulle naby kom. As jy hom gaan skep, spartel hulle en jy verloor baie vis so want hy hol weg en hy breek jou lyn. So wees net versigtig, slek op af op haar drag.
En jy kan sien ek gebruik hierdie finesse stok hier. En lekker sagte punt. So ek kan al hierdie surges en goed van die vis absorbeer. Okay. As 'n mooi graskarp. Seker so 2,5-3 kilos. En dan is hy. Weer op supercast floats gekry. Wat ek doen vir die graskarp is ek sit 2 floaties aan, geen deeg. So ek laai aas bietjie van die bodem af pop en dit werk vir my beter om graskarp te vang. Daar is die lekker sagte punt. En daai help jou baie as jy vis speel. Baie minder vis wat jy verloor en jy kan hulle eintlik vinniger uithaal want jy kan hulle 'n bietjie meer boelie van die stok doen die werk vir jou. Yo, check die lang grasie. Ja, so 'n bietjie gelukkie deur alles. Baie mooi grasie gevang, seker omtrent so 3 kilo skat ek kom. Op die gewone asies, net 2 wit deegies. Wat ek op die bol het is FX en Devil's Fork. En dis dit, hy het seker nie 5 minute gelê net toe buite. Kom ons sit hierdie man terug voor hy vrek, hulle vrek baie maklik. Devil's Fork spruitjie. Druppeltjie FX. Wat ek nou doen is ek sit 'n bietjie sniper by. En dis die hele storie. Chaotiese storie. Julle gaan dit nie glo, want ek glo dit myself nie. Ek het my katrolletjie hier is so. Meneer van Breda is besig om my 'n visles van my lewe te gee langs my. Dit is nou, ons is nou pad 12:30 se kant toe en dis die eerste byt wat ek op my 10 voet stokkie kry. Dus ek weet ek het nou al voor 7 voertjies ingesit vir hulle. En my plannetjie het nie gewerk nie, die visietjies het nie opgekom nie. Ek het nou byt op my stokkie uiteindelik. Ek dink Skalk is seker nou by sy 25ste karp en dan het hy nog so lank graskarp en dis stelsels en dis wat ek en Skalk altyd probeer doen. Hengel verskillende stelsels. Ergens gaan iemand die spyker raak staan en dan moet hy na daai spyker toe skuif en saamhengel. So dan byt op my 10 voet. Kijk! Dis op my strop en nou julle weet. Dis 'n ander man se strop
wat hy afgegooi het, wat nou na my strop toe geswem het, en my strop gaan, so is nie eens my vis nie. So, jy sal sien hoe lag die kamera man. Ja, maar ten minste try ek. Ten minste ek kom lang. Kijk, dat is een baie. Ja, net uit. Mos Satan. Die soek sy strop. Ek het daarom 'n strop terug. Ja, daar is hy. Ou Marietjie. En die grootste Marietjie val na my man nie my Marie nie. Ander man se strop afgegooi, die Marie tel hom op, swem met my strop vas. Dis visvang. Maar ek gaan weer try. Weer try. Ek kry die bytjies daarom so hier en daar. Maar wat ek regtig hard probeer doen is ek probeer op daai kolletjie bly van vanoggend. Die wind maak dit moeilik. Want hy waai nou seker omtrent so 15-20 km/h. So met die ligte sinkertjies is dit 'n uitdaging. Ek weet so nou moet hy 'n bietjie harder gooi, maar ek sorg dat ek hom in die hakkie hou gooi. Dat ek net weer kan terugkom op daai voerkolletjie of op daai lyn wat hulle geëet het vanoggend. Kyk hierdie koppie, bly. Iets wat ons van hou om te doen is om stelsels te hengel. En ek het die hele dag met hierdie stok en met die ander stok bly ek op een plek en ek het dieselfde dips gegooi. So toe ek die buite kry op daai dips, natuurlik perre by gatvol, het ek net daar gebly. Ek het nie ander snaakse goed begin gooi of swaarder of niks nie. Net gesorg dat ek elke keer op daai kolletjie kom. Wat ek wel gedoen het, toe ek sien die visies raak bietjie stadiger, het ek my onderste hoekie in Jana gedip. En dis asof die visies hom nou optel. En hier is definitief 'n mooi vis. Wat vir my vreemd is, hy het hom net gedrop. Gewoonlik gaan hulle daarom met hom, maar jy weet ou weet nooit, hy swem dalk net in, maar hierdie is 'n regtig 'n mooi vis. Van die suurstof is die visies nogal redelik wakker. Hulle swem lekker hard, so die oomblik dat hy 'n beter vis kry, dan is hy geneig om links of regs te swem. Baie belangrik om jou maat dop te hou, want dit is baie sleg as jy sy lyne uittrek. So kyk mooi waarheen gaan jou vis. Gaan mooi oor die lyntjies. Hy wil ook graag sy goed in die water hou. Moenie jy weet net daar een kant staan en die vis oortrek nie. Gaan saam met jou visie. Yes. Ek wil net vir julle hier wys, hier is nou 'n tipiese valdam karp. Dis 'n fully scaled mirror. Maar uit die groot skubbe. Wat groot patroonskubbe. Dis een van die raarste visse wat jy kry. Pragtige vis. Maar hier is nou, soos ek net vir julle gesê het, 'n fully scaled mirror. Jy weet dis 'n baie besonderse vis en Lou sê vir my jy noem dit apple slices. Die skippatroon vorm. So kom ons sit hom terug.
dink as hierdie vis nou 'n groot vis moet word, sal dit seker een van die mooiste visse wees. Jy kan sien op sy kiel ook, oralste vinne oranje. Right, julle sien daar het ek Devil's Fork op en 'n druppeltjie Jana. Scully, 15 kilo van. Ja, maar het lijkt niet. Kijk naar jou vel. Zero derm is regtig. Ons het hierdie middel by mekaar gesit vir hengelaars. Kan op jou hande gaan, kan oral gaan. Dit loop nie in jou oë nie, dit brand nie in jou oë nie. Kan hom net so vat, aan die bol weer sit en vis vang. 100%. Kyk na jou vel, is bitter belangrik. Ons gaan in die somer in. Die son raak al hoe erger en al hoe erger. Kyk regtig na jou vel. Ek het 'n byt. Ja. Hy so muddy. Ja. Goed vir. Ek hoop is muddy nie. Daar gaan daar Isana enetjie van skalk. Hou jy maar besig met die groot goed. Baby's kap. Now that we have a tent comes together. Get the right deeg, hè? Hy Jana deeg. Excellent. Nice man. Wat ek met hierdie een gedoen het is ek het nou net 'n spuit Devil's Fork opgesit, die geeltjies het my begin pla. Net die Devil's Fork opgesit, die flora bietjie weggevat en die onderste deegie gedip in Jana. En daar's ons terug in 'n karpie. Hey, die klas is nou regtig aan. Visies byt, kraai, 'n vet grasie skalk vang hy karpies 10-15 minute uit mekaar uit. Aas kry. Ek hengel nog steeds met die wat ek volgende hengel die Poukie Legend en Gatvol. Anders stok het ek oorgegaan na Devil's Fork en Quattro en hy begin ook nou vir my vinnig werk. As hy Devil's Fork by skalk en by kraai aan die gang. Ek het hierdie ouetjie gevang op hasbeen en klein bietjie sniper. So hoop die marries is op my kol. Right, Lou kraai. Leeuplaas op sy beste. Ek is nog steeds baie versigtig vir wat hier aangaan. Ek weet nie hoe julle die dag gevind het. Ons het 'n klomp opsies wat ons getraai het en wat nie gewerk het nie. Goed wat gewerk het. Hoe voel jy, Loukie? Kyk, Leeuplaas het sy hardklop. Ek het klomp voerballe vanoggend gegooi. Hulle het eers laat vanmiddag het ek bietjie vis daar gevang. Maar julle wat net begin hengel het, oop dam gegooi het, julle het byt vir byt en het net al hoe vinniger harder jy 'n kol raak gegooi het. Waarder het hy gekom, ek dink konsentrate, die kwaliteit konsentrate wat jy gebruik het definitief 'n rol gespeel want hulle het dit verskriklik geëet. Die bawers het so aan die byt, hulle is hier, dis ek dink as jy konsentreer kan nou 'n paar bawers vang, maar Leeuplaas het hardklop. Ja. Ja, ek kraai, ek weet nie wat sien jy van die dag?
Nee, vir die eerste keer hierso dink ek nie het hy my sleg behandel nie. Soos jy gesê, dis moeilik en eintlik het die visse lekker gebyt. Dit was net belangrik om op jou kol te bly. En ja, as jy nie jou kol raak gegooi het nie, was dit maar moeilik geweest. Ja, so ek weet ek wil terugkom na wat ek vroeër in die DVD gesê het is hierdie is stelselhengel. Ou moet ek wil amper sê jy moet iets kry wat jou hart mee gemaklik is. Jy moet dit so goed doen as moontlik. Die afstand is die belangrike deel en dan jy weet bereid wees om te stiek en jou gunne uithaal en te hengel. Ek het tipies vandag gehengel 90 115 en dis maar waar ek my buite gekry het. Die hele dag met 110 112 gehengel en ek dink hier na die middag toe het ons die visse nou regtig uitgesort. So vir die manne wat hierdie naweek Prymyne hengel hou, sterkte. Hoop regtig dit help vandag. Baie verseker. Kyk, as ek nou een ding kan sê, as ek nou naweek terug gaan doen wat ek gedoen het, jy gedoen, daai fyn asies van jou het my outfish seker 5-1. Dis ek dink daai fyn asies en heeltyd daai calling is so belangrik en ou moet konsentreer soos klipdrif van oudse. Ja. As jy hom opgetel het en jy begin om met hom te hardloop, dan bly jy heeldag gaan die ouens verstaan nie wat jy doen nie. Ja. Konsentrate. Weet jy nou, ek het vandag gesteek perde by Gatvol en op die ander kant is Spuit Devils Volk, die spuit ene met FX en dit was dit hè. Niks snaaks gedoen. Kraai. Een stok het ek van vanoggend af gehengel met die Gatvol, die Poukie en die Legend. En die ander stok het ek gehengel Biddles Allrounder. Hy het nie vir my so lekker nie. Vanmiddag is ek oor na die Devils Volk en Quattro toe. Boonste hoekie het ons in Duivelsdraak gedip en hy het vinniger vis gegee. Lekker dik grasies ook vanmiddag gevang, julle twee. Lekker. Ek het Marries gekry, stinkvoete. Ek moet sê, dis my favourite vir die Marries. Ek geniet die Marrie hengel en weet jy wat, as die wind waai en ek sit stinkvoete. Dis 'n nuwe ouetjie, kyk uit vir hom. Hy's op pad hierso Oktober se kant. Daar's nog so 'n paar interessante ouetjie. Ek weet daar's 'n Tracer ook op pad en 'n Snow White en 'n spook. As ek reg is, so as 'n klomp interessante goed en nou waarvoor ek heeldag gewag het. Die cherry op die koek. Die prop vir die babers. Ons gaan nou prop. Ek het nog nooit in my lewe geprop nie. Ek is baie opgewonde. Ons het vroeg opgepak, is 2:30. Ons gaan gou kyk of ons dit ding kan prop. Kom ons kyk. Dis 'n keer in my lewe. Hooplik Die laaste. Julle, ons gaan nou soos die Vrystaaters dit noem prophengel. Nou so die propbak. ek is nou al gewoond aan die basshengel met topwaters, maar hierdie van die koek is nou babershengel met 'n 11 prop en 'n fillet aan die onderkant. So Barend gaan ons nou wys. Hoopelik kry ons een aan. Ek dink dit kan net sports wees. As ons een kan vang, sal ek happy wees. Barend, wat is die idee van dit wat ons nou doen? Wat maak ons? Kyk, ons het so ons kinders was so gehoor van die mense wat so met die klopstokke vang, maar ons het nie klopstokke gehad nie. Okay. Het ons eendag so by die rivier gevang, ek en Elsie. Toe sê ons kom ons vat 'n kurkprop want hy gaan min of meer dieselfde geluid maak. En toe gaan ons met die bootjie op die rivier sit en vul dit aan. Dis maar dieselfde manier, jy vat die stok, jy ruk hom en hierdie kurkprop maak 'n geluid in die water. So. En dan outomaties as daai baber dit hoor, kom hy vir hom. Die enigste ding is jy moet loop en hulle soek. Want as jy te sê daar waar jy ingaan gaan jy hulle kry nie. So mense moet nou so deur die water beweeg, gewoonlik in die komme en gelukkig waai die wind lekker in die kom en so ek glo hierdie babers gaan nie wees. So ek vertrou ons sal een kry.
Ja, nou net 'n mooi baber gevang. Eerste gooi, seker so 'n minuut gelê. Hulle is besig met hulle proppe en stories. Ek het net 'n muddy fillet aangesit met 'n Eagle Claw circle hook. Uitgegooi, 'n minuut later gat hy. Water is vlak hier, minder as 'n meter. Mooi vis hierdie, seker so 13 kg, 14 kg. Gevang op 'n paal plas. 35 pond Sensation Braid en 'n Kuma Seamark Katrol. En dit was nie 'n lang storie nie, seker 'n minuut en 'n half, hy was op die oewer. Kyk, ons het nou omtrent net 'n halfuur wat ons die proppe gegooi het en die wind waai net te veel vir die babers en ek dink is bietjie koud nog. Barend sê weet jy sukkel nie as die babers hier is om hulle te vang nie. Maar noodloos om te sê het ons 3 vis wat ons vir julle kon wys en Barend 10 pond lyn aangehad. Jy weet hy het nou regtig nou met sy wimbuks dat hy nou olifante gaan jag. So 2 het afgekom en Jan het 'n baie mooi vis gevang. Wat 'n exciting ding om te doen. Ek dink dis seker een van die lekkerste goed om daai prop so te maak en die volgende moet sy net weg. Maar ons kom terug vir hulle. Ons het kleintjies gevang en ek wil graag een van daai Dumas vang. Volgende keer wys ons vir julle meer. Dis al sien aan die agtergrond is hy Loukie, kyk hy weier net om op te gee. Hy's nou walk the dog, hy's besig om sy baber uit te loop en na ons toe. Ek dink hy's seker bang ons het nie gesien het een aan nie. Maar kom ons kyk maar. Jy weet ek Lou bring hom vir ons en dan kan ons hom ten minste op kamera vir julle wys. So kom ons wag vir Loukie en kyk hoe groot hy is. Geprop. Dis nie die grootste baber, maar Skalk het my 'n dun stokkie geleen. Dit was sy bærstokke. En regtig, wat 'n fight, hè? My tweede baber wat geprop is. Dis die ander een was bietjie kleiner. Maar dis regtig, ek het vandag iets geleer. Jy sien daar's altyd 'n manier om vis te vang en weet jy hoeveel van is dit as jy in jou pelle nou so loop en die goedjies prop. Jy weet ons prop shed whatever. Lou sê nou ek het vir hom 'n dun stokkie gegee, maar daai dun stokkie het meer attitude as die blou bulle saam. So nee. Ons het dit geniet. Barend baie dankie vir die leer. Dis 100%. Ja, dit was lekker geweest. So ons kom definitief terug. Nou weet ek wat doen ons as die inweeg klaar is. Ja. Ons hardloop almal om 'n paar babers te kom vang. Volgende keer kom ons kyk, ons wys weer vir julle iets anders. Dis waaroor dit gaan. Lekker van te hê saam met die ouens saam met wie jy hengel en julle iets te leer en maak dit natuurlik vir ons moontlik. Baie dankie en sien julle volgende keer.